Vriende, vrede vir julle. Die kortste preek wat ek nog ooit gehoor het, was in 1991 gewees. Ek onthou die preek baie goed, nie omdat dit so kort was nie, maar omdat dit so groot waarheid is wat ek gehoor het en dit het by my vasgeslaan. Die preek was gepreek deur François Bester. Hy was 'n eerstejaars student en ek 'n derdejaars student verbonde aan die Berea Theologiese College gewees. Sy preek was eenvoudig hierdie woorde. Dit is 'n flippend stikkende wêreld. Die paas kap hout en die kinders trap in die splinters. Hy het dit gesê en hy het weer gaan sit. Daardie woorde het by my kom vassit. Dit het by my kom vasslaan, want dit dra sulke groot waarhede, dinge waaroor ons baie lank kan gesels. Die teenstelling van hierdie woorde is waarskynlik daardie immer gewilde teksvers wat so dikwels aangehaal word toe Josua gesê het, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Kom ons gesels oor geseënde, gesonde en gelukkige gesinne. Ek besef daar is baie wat ons kan sê. En ek besef dat dit ook 'n onderwerp is wat wanneer ons daaroor gesels, dat daar dalk ook seer dinge na vore kan kom. Hoor weer 'n keer François se woorde, dit is 'n flippend stikkende wêreld. Die paas kap hout en die kinders trap in die splinters. Die gesin is die mees basiese manier waarop God ons in die samelewing bymekaar bring. Die gesin is die primêre bousteen van enige gemeenskap. Wanneer ons gesinne dus gesond is en heel is, dan sal dit 'n wesenlike invloed hê op ons gemeenskap. En daarom moet ons gesels oor gesonde gesinne. Wat maak van 'n gesin 'n lekker plek? Wat maak dat gesinne kan sê, ons is geseënde, gesonde en gelukkige mense? Ek dink, daar is baie goed waaroor ons kan gesels, waaroor ons moet gesels, dinge waaraan ons moet aandag skenk, sodat ons gesinne gesond en heel kan wees. Die gesinsadvokaat Gideon Joubert het eenmaal gesê, die lig wat die verste gesien word, skyn die helderste tuis. Hoe helder is die lig in ons gesinne? En is jou huise ruite skoon by wyse van spreuke, sodat jou kinders van ver af kan sien dat die ligte aan is, dat die ligte helder skyn? Wanneer ons gesels oor geseënde, gesonde en gelukkige gesinne, dan wil ons sien dat sulke gesinne is wat saam die Here dien. Dat dit gesinne is wat saam met mekaar pret kan hê. Dat dit gesinne is wat verruimde harte vir mekaar het om mekaar te akkommodeer en mekaar te kan celebrate. Dit is lieflik en is wonderlik en tog so nodig dat gesinne dit juis sal doen, om mekaar te celebrate, om verruimde harte vir mekaar te hê, om mekaar raak te sien en mekaar te akkommodeer. Gesinne wat geseënd en gesond en gelukkig is gesinne waarin daar bepaalde reëls is gesinne waarin daar roetine is. Dit is ook gesinne waarin daar sekere rituele is, soos om byvoorbeeld as 'n gesin saam huisgodsdienst te hou of saam die nagmaal te geniet. Daar is soveel wonderlike dinge wat ons kan doen om ons gesinne te versterk, om in ons gesinne in te bou, sodat ons kinders kan staan, sodat ons kinders makliker deur die lewe kan loop en kan beweeg. En kan ek bysê dat ons kinders sonder enige vrees kaalvoet deur die lewe kan beweeg. Nou kom ons dink so 'n bietjie na aan oor ons gesinne. Kom ons vra onsself hierdie kritiese vraag, 'n vraag wat ons lei tot dieper nadenke oor ons gesinne. Is ons gesinne gesond? Is ons gesinne geseënd? Is ons gesinslewe gelukkig? Ons vra hierdie vraag en ons antwoord dit eerlik. En dan verbind ons onsself daartoe om geseënde, gesonde en gelukkige gesinne te bou. Sommers so uit die hart, uit die mond uit.
wanneer ons gesinne gesond is, dan sal die samelewing beslis die impak daarvan beleef. En daarom wil ek jou aanmoedig, wees intentioneel ten opsigte van julle gesinslewe. Geniet jou mense, geniet mekaar. Vrede vir julle.